Atoombytes, ons is nou by die Bloemfontein skou. Baie welkom. Vir die ouens wat nog nooit van ons gehoor het nie, kom ons wys vir julle. Vat 'n mieliebol, werk met enige mieliebol op die mark, geen om op 'n superkaas. Big Daddy, geen om wat se grondvoer jy gebruik nie. Net voordat jy hom op die koel sit, maak jy vir jou 'n grondvoerballetjie, maak 'n duik in hom, dan vat jy my produk. Dis 'n byvoegsel tot enige grondvoer. Dis die Atoom Mieliebom Mix. So sien jy die atoombom en dan staan mix langs die kant. Vat daai mieliebom, maak hom 'n duik in, gooi my poeiertjie in. Werk hom lekker deur jou mieliebol. Dit is baie belangrik om hom deur die mieliebol te werk, want hy heg homself aan al die klein doppies en skilletjies in jou mieliebol. Hy doen absoluut niks in die tekstuur van jou bol nie. Jy sal sien jou mieliebol bly presies dieselfde buite die water. Hy word net 'n bietjie witter. Nou, waar begin my produk werk? Die oomblik wat hy in die water ingaan, as ek vir julle moet wys hoe hy in die water ingaan, kom ons wys vir julle. Dis waar die aksie begin. Dis waar jy atoom mieliebom mix, jou mieliebom omskep in 'n atoombom in. Daai aksie wat hy afgee, is suurstof. Suurstof gee vibrasie af. Daai vibrasie stimuleer die laterale lyn van 'n vis. Dis die laterale lyn van 'n vis en die vis kom outomaties nader. Nou onthou, dis nie die enigste vis wat nader kom nie. Hulle kom van heinde en verre, enige diepte. Nou, as ons dit in perspektief moet sê jy lê 10 meter diep, die vis kom bo by die oppervlak deur, hy sal nooit jou aas kry. Met atoombytes kom hy reguit in 'n tonnel voer in en hy begin voer, so hy weet presies waar lê jou aas. Dis soos om 'n vleer op te skiet in die water. Nou kom hy vis, hy begin voer, waaraan voer hy? Hy voer aan doppies en skilletjies wat deur die proses afgeskiet is. Hierdie melkerigheid wat jy sien is 13% proteïene en aminosure wat in my produk is. Dit maak dat elke keer wat die vis asemhaal, sy brein vir hom sê hier's kos en hy soek die kos, so hy soek al die groot stukkies. So daar's 'n klomp visse wat groot stukkies soek daar. Nou wat gebeur? Wat kry jy op die hoek? Die heel lelikste floutjie op die mark. As jy mooi kyk na die flouties, as jy sien hoe lyk die flouties, baie lelik, né? Vir die hengelaar is dit baie lelik, maar as jy mooi kyk na hom, dis 'n floutie met sy doppie op, so dit lyk soos 'n vlerkie floutie. As jy hom voel, hy's so taai, soos 'n toffie, en hy flout lekker. As jy kyk daar in die ander kas, sal jy sien hier's flouties wat nou al 3 dae flout. Hulle het nog steeds hulle geure en smake by. Nou dit is waar die triek in kom. Wat gebeur is, die oomblik waar daai vis in die tonnel voer begin hy eet en hy vreet. Wat gebeur? Jy sit net een floutie op die hoek. Daai vis gaan af, kom by jou floutie. Sy brein het klaar gesê dis kos. Nou sien hy die floutie met 'n doppie aan. Hy weet nie dis hoekaas nie. Al wat hy sien is 'n groter doppie, hy vat hom in 'n hardloop. 99% van die tyd kry jy katrolloop. Die ander 1% kry jy vis wat terugbyt, kan jy maar straai, daai vis is aan. Dis die enigste aas ter wêreld wat 'n vis van so ver af kan lok. Baie dankie.